Ok, so in hierdie video gaan ek kyk na die heel eerste tipe faktorisering wat jy geleer het in graad 9 en dit was 'n gemeenskaplike faktor. Nou jy moet onthou gemeenskaplik beteken dit is iets wat in alles kan voorkom en 'n faktor is iets wat in alles kan indeel. So dit moet iets wees wat jy uit al die terme uit kan uithaal voordat jy dit kan faktoriseer. So ek gaan begin met my heel eerste voorbeeld. Gaan ons kyk na 2AB plus 3AC plus 4AD plus 5AE. Nou, daarso sal jy onthou ons kyk na die getalle en die veranderlikes as twee aparte goed. So as jy gaan kyk na die getalle 2, 3, 4 en 5, is daar niks wat gemeenskaplik daarin kan deel nie. Maar in terme van die veranderlikes het elke term 'n A. Wat beteken jy kan eintlik 'n A gemeenskaplik gaan uithaal en net skryf wat oorbly. En as ek A by almal gaan wegvat, bly daar oor 2B plus 3C plus 4D plus 5E. En dit is dit. Nou, jy sal sien dit is ook die teenoorgestelde van produkte. Onthou faktorisering, probeer jy hakkies vorm, produkte, het ons hierso begin en dan sou jy daai A distributief ingemaal het met elkeen om terug te kom by daai antwoord. So onthou dit is twee teenoorgestelde bewerkings. Vir die eenvoudiging of produkte maal ons alles in om al die hakkies weg te kry. Faktorisering probeer ons hakkies vorm, reg, om die som so klein as moontlik neer te skryf. So kom ons kyk na my tweede voorbeeld. Gaan ek vir julle gee 3A plus 3B minus 3. So daarso in terme van die getalle is dit nou maklik om te sien, jy kan by almal 'n 3 gaan uithaal. So as ek nou 'n 3 uithaal, wat bly oor? A plus B minus 1. Nou dis baie belangrik dat jy hier aan die agterkant onthou, as jy daai 3 wegvat, bly daar niks oor nie. Maar as daar niks oorbly nie, bly daar eintlik 'n 1 oor, want jy het gedeel met 3. So as jy gaan sê 3 gedeel deur 3, is dit 1. 'n Maklike manier om jouself altyd net te double check is kyk as jy die goed in die hakkie gaan inmaal dat dit weer dieselfde antwoord gaan gee. So as jy hierdie gaan inmaal, kry jy weer 3A, 3B minus 3. Ok, moenie van daai 1 vergeet nie. Die derde een wat ek gaan doen is 7x minus 14x kwadraat plus 21x tot die mag 3. So daarso, as jy gaan kyk in terme van die getalle 7, 14 en 21, weet jy 7 is 'n veelvoud, met ander woorde, of 7, hulle is almal veelvoude van 7 bedoel ek. So jy kan 7 gaan uithaal en in terme van die veranderlikes het jy hierso x, daar het jy 2, daar het jy 3. Maar nou, hoeveel kan jy uithaal? Jy het geleer laasjaar dat jy net 1x kan uithaal en die rede daarvoor is, jy mag net iets uithaal wat by al die terme voorkom. Onthou dit moet 'n gemeenskaplike faktor wees. Nou as jy gaan kyk na die x'e, jy kan nie 2 uithaal nie want hierdie een het nie 2 nie. Jy kan ook nie 3 uithaal nie want hierdie een het nie 3 nie. Die meeste wat jy by almal kan vat is slegs 1, want almal het ten minste 1x. So daarom vat ek net 1x weg. As ek dit hier voor wegvat, dan is die hele 7x weg. As daar niks oorbly nie, dan bly daar 1 oor. Hierso staan dan nou 2x, onthou 14 gedeel deur 7 is 2, daar was 2x'e, jy het 1 gevat, so 1 bly oor. En dan 21 gedeel deur 7 is 3, daar was 3x'e, jy het 1 gevat, so 2 bly oor. Dan, kom ons kyk na nommer 4. 12a kwadraat b min 16a tot die mag 3 b kwadraat plus 20a tot die mag 4 b tot die mag 3. Nou, ons gaan hom so stukkie vir stukkie doen. Ons kyk eers na die getalle 12, 16 en 20. Die grootste getal wat daarin kan gaan is 4. Onthou 4 gaan in 12 in 3 keer, in 16 in 4 keer en in 20 in 5 keer. So ons gaan klare 4 uithaal. Dan as ek kyk in terme van die veranderlikes, het ek a kwadraat, a3 en a4. So die meeste wat ek by almal kan vat is 'n a kwadraat. So ek gaan dit dan hier voorby sit en dan kyk ons na die b's. Hierso het ek 1b, 2 en 3. So ek gaan by elkeen van hulle slegs een enkele b kan vat. So ek sit hom ook voor en dan gaan kyk ons 12 gedeel deur 4 los 3. Daar was 2 a's, jy het beide gevat, so hulle is weg. Daar was 1b, jy het hom gevat, so hy is weg. Volgende een, 16 gedeel deur 4 gee 4. Daar was 3 a's, jy het net 2 gevat, so een van hulle bly oor. Daar was 2 b's, jy het 1 gevat, so een van hulle bly oor. En dan 20 gedeel deur 4 gee 5. Daar was 4 a's, jy het 2 gevat, so 2 bly oor. En daar was 3 b's, jy het 1 gevat, so 2 bly oor. En dit is dit.
Nou, jy moet baie versigtig wees wanneer jy hierdie voorste faktor uithaal, dat jy die grootste faktor uithaal. Onthou, jy kon ook gesê 2 gaan in almal van hulle in, maar dan sou jy in hierdie hakie gehad het 6 en 8 en 10. Nou uit 6, 8 en 10 kan jy dan nogmaals 2 gaan uithaal. So jy moet altyd onthou, probeer die grootste faktor uithaal. As jy nie kan sien wat hy is nie, begin by die kleinsteen wat jy kan raak sien en dan bou jy net so op dit. Maak net elke keer seker hierdie laaste hakie wat jy gevorm het, is ten volle gefaktoriseer, dat hy nie kan aangaan nie. Reg. Die volgende een wat ek nou gaan kyk, is nou 'n gemeenskaplike hakkie. So hy gaan so lyk a plus b maal met x minus a plus b maal met y. So wat jy nou daar moet raak sien, is hierdie hakkie is identies. Wat beteken, hy kom gemeenskaplik voor en hy is 'n faktor, want hy is 'n deel van elke term. So as ek hierso my a plus b gaan uithaal, wat bly oor? As jy hom voor wegvat, bly net daai x oor. En as jy hom agter wegvat, bly net die y oor. En dis dit. Nommer 6. Kom ons kyk na 2x maal met a plus b kwadraat plus y maal a plus b. So nou kan jy weer iets sien. Die hakies is weer gemeenskaplik, maar hierdie kant het ek nou 'n kwadraat. Nou ek gaan net gou vir jou wys, jy sal onthou daai kwadraat beteken eintlik, daar's mos nou 2 van hierdie hakies langs mekaar. En dis belangrik dat jy dit verstaan, dat jy weet hoekom daar een gaan oorbly. Want as ek nou hierso een van daai hakies gemeenskaplik gaan uithaal en hom voor gaan skryf, kan jy sien hier gaan 2x oorbly en daai agterste hakie gaan ook nog oorbly. Dis net soos toe ons 'n x kwadraat gehad het en jy het net 1x uitgehaal, dan bly daar nog 'n x oor. Nou het jy net 'n hakkie kwadraat, so as jy een hakkie uithaal, dan bly daar nog 'n hakkie oor. So kom ons kyk, as ons dan nou gaan sê ons haal a plus b uit, dan bly daar oor 2x maal a plus b plus y. So daai hakkies binne in hakkies. Jy mag ook hierdie ronde hakkies aan die buitekant blokhakkies maak. Dit maak dit net makliker om dit dan te lees. Reg, kom ons kyk na nommer 7. Hierso gaan ek nou vir jou gee q maal a min c plus m maal c min a. En nou sal jy weer sien, die hakkies lyk dieselfde. Daar's net een probleem. Hierdie volgende hakkie of die tweede hakkie se teken is verkeerd om. Dis veronderstel om te wees positief a met 'n negatief c en hierso het jy negatief a met 'n positief c. En voor ons aangaan met hierdie som, wil ek net gou vir jou wys hoe ons hierdie ding nou gaan omdraai. So die eerste ding wat ek net vir jou wil wys in terme van getalle, kom ons sê 2 plus 5. Dan weet jy die antwoord is 7. Nou as ek dit gaan omruil, as ek gaan sê 5 plus 2, dan is die antwoord ook 7. So met ander woorde, 2 getalle wat plus, of 2 terme wat plus, as jy dit omruil, het dit geen impak op die som nie. Die som bly presies dieselfde, so daar's niks special wat jy daar hoef te doen nie. Maar sê nou maar ons maak dit 'n minus. As ek gaan sê 2 minus 5, dan is die antwoord minus 3. En as ek gaan sê 5 minus 2, dan is die antwoord positief 3. So daar kan jy sien, wanneer jy 'n negatief tussen 2 terme het en jy ruil die terme om, dan het dit wel 'n impak op die antwoord. Die antwoord se teken gaan verander. So wat ons doen om dit reg te maak is, sê nou maar ek wil nog steeds hê dit moet sê minus 3. Dan gaan ek dit omruil, so ek gaan maak 5 min 2 en ek gaan net die teken voor die hakkie verander. Daar was die teken voor die hakkie eintlik mos 'n plus, hier maak ek dit nou 'n minus. Want nou gaan hier staan minus 3 en dis wat ons gesoek het. So die oomblik as daar 'n minus tussen 2 terme is, ruil dit om as jy wil, as dit moet, soos hierso by ons voorbeeld, gaan ek nou die een moet omruil om hom te kan uitfaktoriseer. So die oomblik as jy hom omruil en as 'n minus tussenin, verander net die teken voor die hakkie, dan mag jy dit doen. As jy dit nie doen nie, is die hele som verkeerd. Reg. So kom ons kyk. Hierso gaan ek dan nou sê, ek hou die voorste een a min c, ek maak die volgende een minus m maal a min c, sodat ek daai kan omruil. En nou kan jy sien hierdie a min c is nou identies, dis nou jou gemeenskaplike faktor. So as jy hom nou gaan uithaal, wat bly oor? As ek hom voor weggevat het, bly daar q, as ek hom agter weggevat het, bly daar m. Reg. Nommer 8. Lyk so, a kwadraat x kwadraat minus 3 a kwadraat xy. Nou is niks special in hierdie somme nie, ek is nou basies deur meeste van die voorbeelde. So hier is nou maar net ekstra oefening, dat jy net 'n paar vangplekke kan begin raak sien. So wat gaan ons hierso kan uithaal? Hierso is 'n volle a kwadraat by elkeen, reg? En hierso is 'n x kwadraat en daai kant is net 1x.
Wat beteken, hoeveel kan ek uithaal? In terme van die getalle, 1 en 3 kan jy niks uithaal nie. In terme van die veranderlikes, a² en a² kan jy uithaal. Uit 'n x² en 'n x uit, kan jy net 1x uithaal. Onthou, hierdie term het 2, maar daai net slegs 1. So die meeste wat jy kan vat, is 1. So as ek hier voor 'n a² wegvat, is hy gaan. Daar's x² en ek het 1 gevat, so 1 bly oor. Dan het jy minus 3. Daar was 2 a's, jy het albei gevat, so hulle is gaan. Daar was 1x, jy het hom gevat, so al wat oorbly is daai agterste y. OK. Nommer 9. Gaan ek kyk na 2x maal met x min y minus 4y maal met y min x. So daarso kan jy nou weer sien, die hakies is identies, maar hierdie een se teken verskil. So jy wil daai volgorde omruil, so wat gaan jy doen? Jy gaan die teken voor die hakie verander, so jy maak dit plus 4y, sodat jy daai kan omruil, dat dit kan sê x min y. OK, so nou het jy daarso jou gemeenskaplike hakie, so jy kan die gemeenskaplike hakie gaan uithaal, x min y. Nou moenie te hastig wees nie, onthou, jy moet altyd soek vir die gemeenskaplike faktor, en die oomblik as jy daai hakie sien wat herhaal, dan gaan jy aan en jy doen daai hakie, maar jy vergeet, daar's nog ander goed ook wat moontlik herhaal. So as jy hierso gaan kyk, 2 en 4 se faktor wat in albei kan ingaan, is 2. Met ander woorde, ek kan nog 'n 2 ook gaan uithaal. So kom ons kyk dan wat bly oor. As ek hierso die 2 en die hakie wegvat, dan bly net die x oor, plus, agter uit 4 uit haal ek 2, so 4 gedeeld deur 2 gee 2, en die hakie is weg, so daar bly net 'n y oor. OK, nou jy gaan dit nie noodwendig altyd heel eerste raak sien nie, so ek wil jou net wys wat gaan gebeur as jy dit nie doen nie. So kom ons gaan nou net weer van daai stap af, gaan ek hierna toe gaan, en ons sê, jy mis nou daai 2 wat jy moes uithaal, jy haal nou net die hakie uit, en wat bly oor? As ek die hakie wegvat hierso, bly daar oor 2x, as ek hom daarso wegvat, bly daar oor plus 4y. Nou weer eens, check elke keer of die laaste hakies wat jy geskryf het, heeltemal klaar is, dat daar niks is wat jy uit enige van hulle kan uithaal nie. So as jy nou gaan check hierdie laaste hakie, sal jy sien daar is iets, dis daai 2 wat jy gemis het. So moenie hier stop nie, gaan toets, gaan kyk dat daai laaste hakie klaar is. So daarso gaan ek 2 uithaal, maar waar skryf ek hom? En jy kan hom hier tussenin skryf, maar dit lyk weird. So sit die getalle net voor, onthou, alles maal met mekaar. So die volgorde is glad nie belangrik nie. Jy skryf dit sodat dit netjies is. So ek gaan die 2 voor gaan sit, dan staan die x min y, en as jy nou 2 daar gaan uithaal, bly daar oor x plus 2y. Onthou 4 gedeeld deur 2 is 2. Moenie sê 4 minus 2 nie. Dis 4 gedeel deur 2, né? Want as jy gaan inmaal, moet jy weer dieselfde ding kry. Dan kyk ons na nommer 10. Nommer 10 lyk so, x² maal met a plus b plus xy maal met b plus a. So nou kan jy sien, die hakies lyk dieselfde, maar die tekens is beide plusse, so die volgorde is nie regtig belangrik nie, ek kan dit net gaan omruil, sonder 'n issue, ek hoef niks te gaan verander nie. So kom ons skryf hom net eers reg. Ek gaan dan nou hierdie net so los, a plus b, en dan los ons daai plus xy, want ek mag hierdie omruil. Reg, dit het geen impak op die som gehad vir my om dit net andersom te skryf nie. So nou van daar af, wat is gemeenskaplik? Die hakie a plus b, en beide terme het x'e. Wat beteken jy kan 'n x gaan uithaal? Slegs 1x, onthou? So ek gaan 1x wegvat by albei en ek gaan 1 hakie wegvat by albei. So wat bly oor? As ons hier voor kyk, die a plus b is weg en 1x is weg, so daar bly nog een oor. Agter, die hakie is weg en die x is weg, so al wat oorbly is die y. Nou blokhakies, ronde hakies, dit maak nie saak nie. Dit is net 'n skryfwyse vir jou om dit makliker te begin raak sien. So dis jou eie voorkeur as jy alles ronde hakies wil doen, doen dit so. Oor die algemeen gebruik ons net blokhakies wanneer ons ronde hakies daarna binne in weer gaan sit. So as hierdie ronde hakies was, dis fine. Dit gaan nie dan enigstens confusing lyk nie. So die volgende een waarna ek gaan kyk, m plus n maal met 2b min 3a plus 3a min 2b. So hierso sal jy nou sien, daar agter staan 3a min 2b en hier voor staan 2b min 3a.
So dit lyk asof dit dieselfde is, maar nou staan nie 'n hakkie nie. Wat beteken jy moet nou self die hakkie gaan insit. En jy moet bitter versigtig wees as jy hakkies gaan insit. Die oomblik as daar 'n plus voor die hakkie is dit fyn. Dan kan jy net die hakkie insit want dit gaan nie impak hê op die tekens nie. Maar as jy 'n minus voor die hakkie gaan hê, dan moet jy daai tekens gaan verander binne die hakkie sodat nadat jy ingemaal het jy steeds dieselfde ding kan kry. So kom ons sê hierso gaan ek nou net hakkies daar sit. Reg? So as hier 'n plus is, kan jy sien dat dit nie 'n impak op die verandering of dit het nie 'n impak op die som gehad nie. Daar's niks wat verander het nie. Dis nog steeds plus 3a en 'n plus maal 'n min is nog steeds min 2b. Maar nou kan jy sien hierso is daai volgorde nou nie reg nie. So wat doen ons? Ons gaan daai laaste hakkie met omruil, so ek hou hierdie 2b min 3a en ek verander daai teken sodat ek kan sê 2b min 3a. So nou is my hakkie gemeenskaplik. So ek gaan my hele hakkie gaan uithaal. So as ek hom hier voor gaan sit, 2b min 3a. So voor is hy weg, al wat oorbly is die m plus n, wat jy weer in sy eie klein hakkie kan sit. Reg? Daarso het jy nou die hele hakkie weggevat, so niks bly oor nie. As daar niks oorbly nie, bly daar 1 oor. Onthou daai 1, moenie dit vergeet nie. En nou hierso kan ek mos nou hierdie bietjie gaan vereenvoudig. M plus n min 1, dit gaan nie regtig impak op die som hê nie, so ons gaan skryf dit maar net so. M plus n min 1. Right, sodat jy nou nie hakkies binne in hakkies sit nie. Dis baie belangrik dat wanneer jy hierdie hakkie binne in so 'n blokhakkie sit, moet hy in hakkies wees. Want as hier byvoorbeeld nou iets hier agter gestaan het, ek sal nou so 'n voorbeeld ook doen, dan sal jy sien, daar gaan 'n tekenverandering kom. En jy moet dit dan in hakkies sit om daai tekenverandering in ag te neem. As jy nie daai agterkant in 'n hakkie gehad het nie, dan gaan die ding nie uitwerk nie. Nommer 12, gaan ek amper dieselfde som doen. Die enigste verskil is, ek gaan nou hier agter sê minus 3a plus 2b. Ok? So nou gaan jy weer eens sien, hier sit 2b min 3a, daar sit 3a plus 2b. So jy wil eers hier agter 'n hakkie gaan sit, maar hier's nou 'n issue. As jy daai hakkie gaan sit, hier, reg? Voor daai 3, onthou jy kan hom nie hier sit nie, want dan maal ons met mekaar. Hy moet nog steeds aftrek, so hy kom nog steeds langsam. So ek gaan sê minus hakkie, maar nou moet jy hierdie tekens verander. So dit was 'n min 3a, nou word dit 'n plus 3a. Dit was 'n plus 2b, nou word dit 'n min 2b. So wees bitter versigtig as jy kyk wat se verskil. Daarso het ons net die hakkie gaan omsit, né? Ek het net die hakkie daar gesit en dit het min 2b en plus 3a gebly met 'n plus vooraan. Hierso het jou plus 2 verander in 'n min 2, want as jy gaan inmaal moet dit weer dieselfde ding gee. So daai is mos min 3a en plus 2b. Ok, en nou weer eens, daai hakkie lyk soos hierdie een, die volgorde is net verkeerd. So wat moet ek doen? Ek verander die teken voor die hakkie, sodat ek hom kan omdraai, dan sê hy 2b min 3a, en dan het ek nou hierso 'n gemeenskaplike hakkie. So ek gaan haal die 2b min 3a uit. As hy voor wegval, bly net m plus n oor. As hy agter wegval, bly net 1 oor. Kom ons kyk na 2x plus y maal met a min 2b minus y plus 2 ook maal met a min 2b. So daarso kan jy nou sien, daai a min 2b hakkie is nou gemeenskaplik. So dit is wat jy gaan uithaal. As jy dit gaan uithaal, wat bly oor? As ek hom voor wegvat, bly daar oor 2x plus y. So ek maak 'n blok hakkie en dan 2x plus y. En as ek hom agter wegvat, bly daai hakkie oor. So dis minus hakkie y plus 2. Ok, en dis wat ek nou gesê het. Dis baie belangrik dat jy hierdie in 'n hakkie gaan sit, want as jy nie doen nie, wat staan daar? Sonder die hakkies is dit net min y plus 2. Reg? Maar met die hakkies staan daar min y min 2. En dis baie belangrik dat jy dit onthou, wat ook al jy terug gaan sit in daai finale hakkie hieronder, moet weer in hakkies kom om tekenfoute te voorkom. So as ek dan nou daai bietjie gaan vereenvoudig, wat gaan daar nou eintlik staan? So hier gaan staan 2x plus y minus y minus 2. Sorry, ronde hakkie. En dit beteken dan, as ek dit gaan vereenvoudig, 2x plus y min y gaan wegval, so dis net 2x min 2. Reg. Maar die som is nog nie klaar nie. Onthou, jy moet altyd gaan kyk of daai laaste hakkie ten volle gefaktoriseer is. So daar kan jy sien, ons kan nog 'n 2 ook gaan uithaal. Waar sit ek hom? Heel voor. En wat gaan oorbly? As ek hierdie 2 gaan wegvat, bly daar x oor. As ek daai 2 gaan wegvat,
bly daar net 1 oor. En dis dit.